Kom ons vat hande en dan bid ons saam voor ons skriflesing. O magtige God, Hemelvader, Here, ons kom na U toe vir die brood van die lewe. Ons vra dat hierdie woord vanoggend vir ons oopgebreek sal word. Dat dit wat U daarmee bedoel het vir ons duidelik sal wees. Dat die lewe wat hierdie kan spreek en gee in ons lewe ook vandag die werklikheid vir ons sal wees. Ons vra Here, spits ons ore. Maak ons bereid om die tree in geloof te gee wat ons moet gee vanoggend. Help ons om vanoggend ook los te skud, dit wat ons weghou van U. Die goed wat in die pad kom van ons verhouding met U, wat skade doen aan onsself en aan die mense om ons. Hernie ons denke, hernie ons siel en gees. Mag wat ons doen en wat ons sê tot eer en verheerliking van U naam wees. En Here, mag wanneer ons hier uitstap vanoggend, mag ons gekleef wees met U teenwoordigheid. En mag ons die seer, die verslawings, die slegte gewoontes en die uitdagings wat ons so maklik saamsleep, hier gelos het by U voete. Ons bid hierdie Here, nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Matteus 14. Matteus 14 van vers 13 tot 21. Nou, ek wil ook so 'n bietjie julle die vraag vra, wat maak van ons disippels? Of dalk moet ek eerder vra, wat is dit om 'n disipel te wees? Hoe ken jy 'n disipel? Nou, julle weet, ons is nog steeds besig met ons preekreeks. Ons kom nou aan die einde, vandag is die laaste gedeelte van die preekreeks. En alhoewel ons nie 'n titel het vir die preekreeks nie, gaan dit daaroor hoe om relevant gemeente te wees. Vanoggend het ons lidmate, beleidende lidmate by hierdie gemeente bygekry. Gelowiges wat saamgegroei het as kinders in hierdie gemeente en wat nou 'n rol inneem saam met al die res van ons om ook bydra te lewer en hulle bediening en hulle roeping by te dra. Die vraag is natuurlik altyd, hoe is ons anders kerk in die wêreld? Hoe maak ons 'n verskil? En ons het na verskeie aspekte gekyk. Vanoggend is juist dalk so 'n bietjie van 'n samevatting daarmee. Want ons het gepraat oor dat ons met Jesus se lewe moet assosieer. Ons het gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons juis begin by die geestelike en nie net by die fisiese nie. Met ander woorde, ons begin eintlik eers by gebed en dan probeer ons fisiese oplossings soek. Ons het gepraat hoe belangrik gasvryheid is en hoe belangrik dit is dat ons as gemeente ook ander dien, dat ons 'n rol het om te dien. Maar ook dat elkeen wat in die gemeente is, iets het om by te dra. En daai bydra is nie om 'n Sondag erediens by te woon nie. Daai bydra is om juis jou talente, jou roeping hiernatoe te bring. Want onthou, ons is liggaam van Christus. Hier is nie 200 arms in die liggaam van Christus nie. Is nie 200 vingers of 200 oë nie. As liggaam van Christus is daar arms, bene, voete, maar daar's 'n beperkte hoeveelheid en die wat nie hulle bydra lewer nie, die wat nie daarmee werk nie, val ons noem so 'n liggaam gebreklik. 'n Liggaam wat 'n voet het, maar die voet funksioneer nie. Of 'n skouer het, maar die skouer funksioneer nie. En dit plaas onmiddellik 'n limiet op wat ons as gemeente en geloofsgemeenskap kan beteken vir ons breër gemeenskap. En so, dis belangrik. Maar vanoggend se preek, vanoggend se boodskap, vat eintlik so 'n bietjie saam. Want baie keer dan sit ons met drome en begeertes, dit wat ons graag wil doen in God se koninkryk, en is asof ons nie uit die blokke uit kan kom nie. Dis asof ons bietjie huiwerig is om te doen wat ons moet doen, want of vra ek myself die vraag af, waar begin ek? Of 2, ek het nie die hulpbronne nie. Ek het nie alles wat ek nodig het om dit te doen nie. Nou, dit is heel eerstens belangrik om te verstaan, Jesus het nie die 12 disippels gevat en vir hulle gesê, luister, 2 of 3 van julle moet die evangelie gaan verkondig nie, en al die res van julle gaan sit in die kerke waar hulle preek, julle gaan lidmate word. Julle agtergekom, dit was nooit die opdrag vir die disippels nie. Die opdrag vir die disippels was aan almal, gaan, verkondig die evangelie, doop mense in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees.
lê hande op die siekes. Dit was die opdrag gewees. Dis wat dit was om 'n disipel van Jesus te wees. En toe Jesus na die 12 nog 72 uitgestuur het, het hy ook dieselfde vir hulle gesê. Dit was nie net beperk tot die 12 nie. En so vir een of ander rede, soms raak ons verlore in hierdie gedagte van disipel wees, want ons kan baie vinnig dink om 'n disipel te wees is om my Bybel te lees, te bid en om kerk toe te kom. Dis definitief nie dit nie. Wanneer ons Bybel lees, ons bid en ons kom kerk toe, dan is dit waar ons groei in ons kennis van God se wil en God se hart. Dis waar ons God beter leer ken, dis waar ons as geloofsgemeenskap mekaar ondersteun. Maar ons disipel wees, dit gebeur in my elke dag se lewe. Dis waar ek geplant is, dis waar ek geplaas is. Dis in my besigheid, in my werk, in my skool, by my universiteit. Dis waar ek besig is, dis waar ek disipel moet wees. En wanneer ek disipel is, dan is daar 'n sekere vereiste van my. Want ons kan baie vinnig as gelowiges stagneer by lewe net so dat mense die evangelie kan sien. Dis mooi en is waar. Dis waar dat ons nie altyd nodig het om met ons woorde te bely dat ek glo nie en die evangelie te verkondig nie. Maar kan jy dink wat sou gebeur het as al wat Jesus ooit gedoen het, was om maar net goeie dade te doen sodat mense op 'n manier iets van die evangelie dalk kon agterkom. Daar's tye wat Jesus net opgetree het. En Jesus se optrede was altyd in liefde, altyd inklusief, altyd besig om mense uit die stof uit te trek en aan hulle menswaardigheid terug te gee. Dis so. Maar Jesus het ook die evangelie gaan verkondig. Jesus het ook hande gaan lê op mense. Jesus het ook gebid vir mense. Jesus het ook opgestaan in ongemaklike posisies en gesê, hierdie is die waarheid, en 'n lyn in die sand getrek. Jesus het ook baie keer ongemaklike gesprekke aangeknoop. En dit het gemaak dat Jesus nie altyd baie populêr was nie. Nou wanneer Jesus sê, julle moet my volg, wees my disippels, dan verwag hy dieselfde van ons as wat hy gedoen het. So die uitnodiging, gemeente, is eintlik dit. Ons kan nie net bly met, ek gaan 'n vriendelike mens wees, ek gaan sag met almal werk en op hierdie manier verkondig ek die evangelie nie. Daar's ook tye wanneer ek moet bid vir iemand om my. En dalk baie keer nie net vir hulle sê ek bid vir jou nie, maar in die oomblik hande op hulle lê en vir hulle bid. Of dit vir my gemaklik is of nie. Daar kom tye en oomblikke wat ek ook gaan nodig hê om 'n harde lyn in die sand te trek en met iemand 'n gesprek te hê. Of eenvoudig iets van God se waarheid wat dalk verdraai is in hierdie gesprek te sê, dit is nie so nie. Dis belangrik dat ons verstaan ons het 'n rol as disippels van Christus. Maar nou is die vraag natuurlik, waar begin ons? En oral waar jy is in jou werksplek, in jou besigheid, by jou skool, by jou universiteit, waar jy jouself ook al bevind, tussen jou familie en jou huishouding, daar het ek en jy 'n rol om te speel. En dalk oor die algemeen is sekere spasies vir jou maklik om te sê, hierdie is die evangelie, hierdie is die goeie nuus. Hierdie is die waarheid. Maar ander plekke dalk nie. Of dalk is daar van julle wat hier sit met 'n droom in jou hart. 'n Droom om meer uit te reik na mense wat sukkel met depressie, want dis mense wat oor jou pad kom vir een of ander rede. Of om op 'n manier iets meer te doen vir kinders wat nie huise het nie of nie ordentlik versorg word in hulle huise nie. Dalk ergens die op straat of sonder kos op 'n manier te probeer help. Dalk word daar so 'n droom op jou hart gedruk. En hy's daar en jy weet die behoefte is daar en jy sou so graag iets daaraan wou doen, maar jy weet nie heeltemal waar om te begin nie. Of wat om volgende te doen nie. En as jy kyk na jou hulpbronne, dan het jy ook nie genoeg om iets regtig substansieel by te dra nie. Wel, dis waaroor vanoggend se teksgedeelte gaan. En ek wil graag hê jy moet fyn oplet na dit wat Jesus besig is om met die disippels te doen. So, kom ons begin by ons teks. Matteus 14 van vers 13 tot 21. Dit sê: Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak.
Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, julle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seun, en daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak, van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Ons lees net tot sover. Definitief enige gasvrou of gasheer se droom hierdie. Jy maak so 'n bietjie kos en meer as 5000 mense eet. Dit werk. Wat interessant is aan hierdie teksgedeelte is Jesus het dit gedoen wat hy nog altyd gedoen het. Het julle agtergekom in hierdie teksgedeelte dat die skare hom eintlik onkant betrap het. Dit was nie die beplanning nie. So Jesus het gereeld, het hy alleen op 'n plek gaan bid. Om een kant weggetrek uit die skare en die mense en dan gaan tyd spandeer met God. En hierdie is een so geleentheid. Nadat hy gedoen het wat hy moes doen, hier en daar nog 'n bietjie argument moes voer, gepreek het, klim hy in 'n skei en hy gaan na 'n plek toe waar hy alleen en stil kan wees. Maar soos wat hy vaar, so volg mense hom as te ware. So teen die tyd toe Jesus kom by 'n plek waar hy eintlik stil wil wees en tyd met God spandeer, toe is die skare weer daar om nog te hoor en nog te kry van Jesus. En so wat Jesus dan nou doen is, die teks vertel, Jesus word geroer as te ware. Sien hulle nood en hy bid vir hulle en die siekes word gesond. En dan begin hy verkondig, soos wat hy altyd doen. Maar wanneer dit begin laat word, dan maak die disippels bietjie somme. En hulle sê wel, teen hierdie tyd van die dag, ons het nou nodig om dalk hierdie hele diens wat ons aan die gang het, op te pak en almal moet huis toe gaan. Dis tyd dat hierdie mense gaan eet. As hulle nou van hier af vertrek, kan hulle nog teruggaan na hulle dorpe toe en kan hulle nog kos kry om te eet. En so Jesus, die eerste reaksie is, hoekom gee julle nie vir hulle kos nie? Is amper bietjie belaglik, is dit nie? Hoekom gee julle nie vir hierdie massas kos nie? Dieselfde disippels wat ook nie beplan het dat hierdie massas mense nou hier gaan wees nie. En wanneer hulle dan vir Jesus sê, maar hierdie is al wat ons het net hierdie 2 visse en hierdie 5 brode, dan sê Jesus, bring dit vir my. Daar's iets wat ek graag wil hê julle moet hoor in hierdie teks. Wanneer God van ons 'n versoek aan ons 'n versoek rig, dan is dit nooit onmoontlik nie. Wanneer God van my en jou iets vra, dan is dit nie onmoontlik nie. Dit sou marteling gewees het, onregverdig gewees het as te ware, as God van jou iets vra wat uit die aard van die saak nie moontlik is nie. So wanneer Jesus dan vir hierdie disippels sê, gee die mense kos, dan is die veronderstelling daar dat dit absoluut moontlik is. Dis net die disippels wat dit nog nie sien nie. Die disippels kyk nog vas in al die mense wat hulle getel het. En die 2 visse en die 5 brode is nog net soos wat hulle dit getel het. Ek wil ook gou op hierdie punt iets sê. En hierdie gaan oor die feit dat ek en jy die geleentheid het dat God altyd met ons is en dat dit wat oor ons pad kom nie vir ons oorweldigend is nie. Ek wil graag hê ons moet onderskei tussen 2 goed. Daar's uitdagings wat oor jou pad kom en dan is daar opdragte van God wat oor jou pad kom en hierdie goed is nie dieselfde nie. Partykeer vermeng ons dit. En dan gebruik ons die teksgedeelte wat as te ware in essensie vir ons sê, God sal niks oor jou pad laat kom wat jy nie kan hanteer nie. En dit sê ons gewoonlik vir iemand wat nou net 'n verskriklike diagnose in die gesig gestaar het. Of wat 'n intense verlies gelei het aan iemand. En ek wil net gou vir jou eerstens sê, dis nie God wat dit oor jou pad gebring het nie. Ons lewe in 'n stikkende wêreld. En ons lewe ook in 'n natuurlike wêreld. 'n Natuurlike wêreld wat natuurrampe het,
wat sterftes het. Dis deel van die lewe. En hierdie goed kom oor ons pad en is nie altyd God wat dit oor jou pad gestuur het nie. Dis nie God wat vir jou kanker gegee het nie. Dis nie God wat iemand uit jou lewe uitgeneem het op 'n gewelddadige manier nie. Wat wel so is dat wanneer ons by God staan, dan is die belofte ook dat God by ons bly staan. Met ander woorde, solank as wat ek aan God vashou, is die belofte dat God sê ek jou nooit gaan verlaat nie. So selfs wanneer hierdie goed oor jou pad kom, is God met ons. En dan natuurlik die belofte dat God alles ten goeie vir ons laat meewerk. En ek dink dis dalk waar die verwarring inkom. Want God is so goed daarin om uitdagings wat oor ons pad kom, oor 'n lang termyn in ons guns te laat speel, dat ons baie keer dink hy is die oorsprong van die uitdaging ook, en dis nie waar nie. Die Bybel sê juis, dit wat goed is, dit kom van God, van die Vader van hemelligte. Dis die duiwel wat kom om te steel, om te moor en te verwoes, nie God nie. Maar God het altyd die belofte dat hy by ons is, en dat hy die uitdaging wat oor ons pad kom, in iets besonders kan indraai, tot ons bes wil laat uitwerk. Die ander gedeelte is wanneer God vir ons 'n opdrag gee, en dit is waaroor die teks eintlik gaan. Dat God nie iets oor jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie. Want wanneer God dan vir jou 'n opdrag gee, of 'n droom in jou hart plaas, of vir jou juis uitnooi tot 'n medewerking ergens in sy koninkryk, al lyk dit vir jou en my onmoontlik, dit is nie. Wanneer ons na ons eie vermoëns kyk, verseker. En dis wat hier met die disippels gebeur. Die disippels kry hierdie opdrag, gee julle vir hulle kos. Hulle kyk na dit wat hulle het en hulle kyk na die skares en daar's net nie 'n manier nie. Maar Jesus het nooit van hulle vereis om op hulle eie kos te gee nie. Want niks wat die disippels doen was ooit uit hulle eie nie. Die hele uitnodiging wat Jesus aan die disippels gerig het was volg my. Met ander woorde, alles wat julle van nou af doen, gaan julle saam met my doen, in my skaduwee doen, in my voetspore doen. So wanneer Jesus dan 'n versoek rig aan die disippels, of hulle uitstuur met die evangelie, dan doen hulle dit nie alleen nie, en dis die beginsel. Die beginsel is, dat wat God ook al voor opdrag gee, God op die ou end gaan moontlik maak. Al lyk dit nie vir jou en my so nie. En ons een ding nodig. Bring net dit wat jy het. Dis wat Jesus die disippels vooruitnooi. Hy sê, gee vir die mense kos, en wanneer die disippels sê, maar ons het nie genoeg nie, dis al wat ons het, dan sê Jesus, bring dit dan vir my. En wanneer hulle dit vir Jesus bring, in God se hande, is dit meer as genoeg. En dis wat ons vanoggend moet hoor. Jou bietjie, dit wat jy het, of dit jou hulpbronne en bydrae is, jou talente, jou vermoëns, jou bietjie, is in God se hande meer as genoeg. As ek en jy kom om ons bietjie vir God te gee en dit in God se hande te los, kan God ongelooflike goed daarmee doen. Maar ons moet dit vir hom gee. En ons moet bereid wees om die tree te neem, om deel te neem. God het nooit gesê, hy gaan alleen in sy koninkryk werk en ons staan maar net aan die kant nie. As dit die geval is, dan was ons eenvoudig net getuies. Getuies wat nie nodig gehad het om te verkondig nie. Getuies wat nie nodig gehad het om enigiets te doen nie. Ons was dan ook nie erfgename genoem nie. Ons het eenvoudig net gestaan en die koninkryk van God besigtig. Maar wat God juis doen is, hy noem ons kinders. Hy trek ons in, hy maak ons erfgename en deur ons werk God in die wêreld. In die Bybelstudie hanteer ons Jona. En een van die aangrypende goed van Jona is die feit dat God op daai gegeewe stadium in geskiedenis honderde profete gehad het. Hy kies Jona om die boodskap aan Nineve oor te dra. En wanneer Jona sê daar is nie 'n manier nie, dan volg God hom. God jag hom as te ware, totdat Jona se hart verander. Nou, God is ten volle by magte om eenvoudig aan Nineve die boodskap oor te dra. En as God net deur mense wou werk, dan kon God ook, was hy ten volle by magte om eenvoudige ander profete te gaan kies en dit te laat gebeur.
Maar die besonderheid van hierdie storie is dat God nie van Jona laat gaan nie. Want God het 'n verhouding met Jona. En hy het Jona gekies om hierdie boodskap te gaan oordra. Selfs met Moses. Wanneer Moses by die brandende bos sit en besef dat dit God se teenwoordigheid hierdie is en hy kry die opdrag om vir die Vader te gaan sê, laat my mense gaan, dan sê Moses, ek kan nie. Daar's nie manier nie. Ek kan nie praat nie. Ek's in elk geval in 'n moeilike posisie. Op daai stadium sou Moses heel moontlik ook gevrees het vir sy lewe, want julle sal onthou hy het gevlug as moordenaar uit Egipte. En dan wanneer hy aanhou deur te sê ek kan nie, ek kan nie, dan sê God, ek sal dan Aaron saam met jou stuur. Hy sal dan praat. Maar Moses, ek kies jou vir hierdie opdrag. Hoor julle dat dit vir God oor baie meer gaan as net dit wat op die ouend gedoen word. Saam met die werk van die koninkryk in die wêreld, kies God my en jou om ons unieke rolle te speel. Die drome wat God in jou hart gesit het, die begeertes wat God juis vir jou gegee het, die goed waar jy graag 'n verskil wil maak, die plekke waar jy wonder oor hoe sou dit kon wees, dis alles goed wat God vir my en jou gee. Ons moet as te ware net begin optree daarin. En as jy hier sit en jy voel, maar ek weet nie waar om te begin nie en ek het definitief nie genoeg om 'n verskil soos dit te maak nie, dan is die uitnodiging vir oggend, bring die bietjie wat jy het. Bring net die bietjie wat jy het. Want in God se hande is 2 visse en 5 brode meer as genoeg om meer as 5000 mense kos te gee. Gemeente, ons het nie 'n verskoning om op die kantlyn te sit en te kyk hoe God in die wêreld om ons werk nie. Ons het 'n uitnodiging om deel te neem. En in vanoggend ook vir julle wat belydenis van geloof afgelê het, wat gesê het ek glo. Hierdie afgelope ruk het ons juis met julle gepraat oor julle rol, die rol wat julle het. En van hier af waar jou ouers vir jou die moeite gedoen het om God vir jou as te ware te vertaal, is die keuse wat jy maak met jou verhouding met God joune. En die vraag is, gaan jy deelneem? Gaan jy die bietjie wat jy het bring, want God het ook 'n roeping op jou lewe. En wil mense aanraak deur jou. Daar's areas waar jy gaan wees, waar niemand anders die invloed kan hê as wat jy het nie. Kan ons gehoorsaam wees aan dit wat God deur ons wil doen? En as dit onmoontlik lyk, dan wil ek eintlik vir jou sê, jy's op 'n goeie plek. Want net soos die disippels het ek en jy dan die geleentheid. Kom ons bring ons bietjie. Net dit wat ek het. Nie meer as wat ek het nie. Hy het nie nodig om 'n klomp goed eers bymekaar te maak of uit te sorteer nie. Bring net jou bietjie. Want in God se hande is dit genoeg. Amen. Wanneer ons van hier af gaan, dan gaan ons soos Jesus se disippels wat gestuur is. Gaan verkondig die goeie nuus. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Om verlossing te verkondig aan die wat gebind is, om vrede te bring daar waar daar chaos is. En jy het die voorreg om dit te kan doen, en dit net te kan doen, omdat God by ons is. Met dit in gedagte, mag die Vader, wat ons so lief het, die Seun wat die voorbeeld was van die Vader se handelinge, en die Gees wat ons elke dag lei in waarheid en wysheid, met ons en by ons wees. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons wil ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.